Goeiemôre julle. Ek sit nou in my tuin na ek tyd in gebed spandeer het en 'n bietjie gehoorship het, sommer met daai musiek van ons donderdag aand geoefen het. En ek wil met julle deel wat ek voel ek het met die Heilige Gees deurgegaan. Veral omdat ons wil hê die Heilige Gees moet oorvat totale beheer, wat hy met ons doop met sy Gees. En toe het ek vir die Here gevra, Here, wat verwag U van my as individu? Wat wil U van my hê? En ek het die volgende gekry. Hy is die Here wat die harte van die mens deurgrond, en in ons hart wil God eerste wees. Hy wil ons eerste liefde wees. En die vraag is vir my gevra, wat dink jy verdien hy? Dit wat jy goed doen of verdien, hy jou hartklop? Die antwoord natuurlik is die Here soek jou hartklop. Hoe? Hy wil outomaties in jou gedagtes wees, waarmee jy ook al besig is. Ook eerste gedagte in elke gesprek. Soos jy nie kan lewe sonder 'n hartklop nie, so moet jy ook voel. Ek kan nie lewe nie sonder U, Here. En dan natuurlik het ek gevra, maar hoe kan ek hom dan my hartklop maak? En ek het die volgende antwoord gekry, deur aanbidding. En om hom eerste te stel, om te besef wat hy elke dag vir my doen. Hierdie almagtige Skepper God wat in 'n verhouding met jou en my wil staan. Hierdie God van die Bybel, dieselfde God van elke storie in die Bybel. Hy wil hê jy en ek moet wees sy Adam en sy Eva, sy Abraham, sy Sarah, sy Dawid, sy Esther, sy Maria, sy Petrus, sy disipel. Hy wil hê jy moet getuig van hom. Jy moet ingestel wees op sy leiding en hom eerste plek gee. Voor jy enige besluit maak, voor jy enige gesprek voer, in elke gesprek wil hy wees, hy wil deel wees, want so kan hy saam met jou en my wandel. Elke tree wat jy en ek gee, daar wil die Here wees. En toe ek die volgende ook gekry, dat elke broer en suster wat hom so wil ervaar, gedoop wees met die Heilige Gees, deurgrond wees met die Heilige Gees, wat so saam met hom wil wandel, moet self kies en self 'n besluit neem. I will worship you, Lord. Ek sal in vrede met U staan, Here, want U teenwoordigheid bring vir my vrede. Ek sal U aanbid, want U het my die lewe gegee. Ek lewe, want ek weet die almagtige God, die Skepper, is vir my. Daar is geen lewe op enige ander plek vir my nie. Ook geen lewe in enige ander iets nie. Daarom sal ek voor U neerbuig en myself aan U gee. U is en sal my lewe wees. En natuurlik, soos dit altyd met my gebeur, kom maar altyd eers bekering en dan herstel. So, ek glo vir ons elkeen met bekering kom, vir hulle, veral soos ek nou, wat hom nie altyd eerste gemaak het en eerste gestel nie, en dan sal die Here herstel. So, Vader, ek vra U om my te vergewe, want in my onkunde en in my eie wysheid het ek na die dinge van hierdie wêreld gesoek. Na dit wat die wêreld my kon bied, en ek het dit ondersoek. Alles het ek probeer, wat my gegee is om hierdie leemte in my te vul, maar niks kon hierdie leemte vul nie, want hierdie leemte was van die begin af vir U geskep.
Ek het teen U gesondig deur na ander dinge te soek of daaraan vas te probeer hou, net om uit te vind, alles kom tot niks. Daar is niemand anders behalwe U wat daardie leemte kan vul nie. Daardie leemte, Here, is U leemte. Dit is geskep vir U. Vergewe my dat ek nie die regmatige spasie in my hart gegee het aan U, soos dat ek dit behoort te gegee het nie. Here, vul in die grond U my hart. Neem U regmatige plek in, Here, ek behoort aan U, Here. En dan natuurlik die herstel wat net van God af kan kom. Sê die Here, glo ek vir my, onthou, ek lees nou vir julle, soos ek het neergeskryf het vanoggend tydens aanbidding, wat het so in fases met my, waardeur ek in die Heilige Gees gewerk het, gepraat. En die Here sê, hy herstel almal wat self kies en self besluit om na hom toe te kom en hom so eerste te stel. Hy sê, my Gees sal in jou en om jou wees, en hy sal jou deurgrond. My Gees sal uit die dieptes van jou hart tevoorskyn kom, en solank jy my eerste stel, sal jy in my teenwoordigheid wandel, want ek is jou God. En natuurlik, soos die menslike faktor altyd daar is wanneer ons luister en praat met die Here en deel met die Heilige Gees, het ek natuurlik hierdie woord gaan vat en ek het gaan kyk na die skrif en 'n bietjie die skrif gaan ondersoek. Ek het die woord met skrif vergelyk en dit daarmee bevestig, want ons kan nooit iets sê wat die teengestelde van God se woord sê nie. Inteendeel, sy woord bevestig altyd sy woord. Die kan julle altyd onthou, saam met my. Woord verklaar woord. So die eerste ding, my Gees sal in jou wees, my Gees sal in en om jou wees. Esegiel 36 vers 27 sê die Here, ek sal my Gees in julle gee en maak dat julle volgens my insettinge wandel. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle nie dat julle God se tempel is en dat die Gees van God in julle woon nie. En dan, hy sal jou die gronddieptes van jou hart, strome van lewende waters uit jou binneste vloei. 1 Korintiërs 2 vers 10 staan daar, die Gees ondersoek alle dinge, selfs die dieptes van God. Jeremia 17 vers 10, ek die Here deurgrond die hart. Dan, solank jy my eerste stel, jy sal in my teenwoordigheid wandel, jy sal in my teenwoordigheid wandel. Och, Jesus, wat 'n ding om na uit te sien, wat iets om na uit te sien vir my. Dit is presies wat ek die Here die afgelope tyd vra en vir hom na te bid. Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God. Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Gees. Genesis 5 vers 24, dit sê Henog het saam met God gewandel. Oh man, dit is presies waar ek is. Ek soek die Here, ek soek sy koninkryk as deel van my. En dan sê die Here, you can go there. How can I go there? Ek moet wandel deur sy Gees. En dit is vir my oop, soos Adam saam met die Here gewandel het, soos Henog saam met die Here gewandel het, kan ek ook in die Gees nou al saam met hom wandel. En dan sê hy, ek is jou God, God self sal by hulle wees as hulle God kies en hom soek. Jeremia 31 vers 33 sê, ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Openbaring 21 vers 3 sê, God self sal by hulle wees as hulle God. Wow. Vir hulle wat die Here eerste stel, sê God dan die volgende. En daai besluit maak. Vir daardie broers en susters, God se Gees sal in julle woon, hy sal werk vanuit die dieptes van julle harte,
Sy lewe sal uit hulle binneste vloei, en wanneer hulle hom eerste stel, dan sal hulle in sy teenwoordigheid wandel. Wow, wow, wow. Die Here het vir my so 'n mooi boodskap gegee daaruit. En ek wil vir julle sê, ek het dit gekry, daai selfde liedjies wat ons gesing het donderdag, wat ons geoefen het, waarna ons gedink het. Jesus, die liedjie wat nou hier opkom by my. I worship you, Almighty God. Daar is regtig niemand soos U nie, Here. Heilig is U naam. Vir ewig en altyd is U God. Dankie dat U nog steeds in 2026. Dankie, Here. In 2026 gee U ons nog steeds die kans om saam met U te wandel, daar in die tuin van Getsemane, in die Gees en deur die Gees. Yes, Here, hoe kan ons anderste as om U net te prys en te loof en te aanbid nie? U is alles vir ons, U maak dit vir ons moontlik, Here. Dankie, Here, dankie, dankie, Vader. U is ons God en ons Koning en ons Here. I will worship you, Almighty God. There is none like you.